Weereens baie welkom by die formasiereis. Ons praat hierdie week oor die konsep van laat die koninkryk kom. Dit word uitgeneem uit die Onse Vader gebed wat Jesus Christus ons geleer het. Het jy al die Onse Vader gesing? Dis getoonset. Een van die mooiste liedere wat ek al gehoor het, en miskien selfs jy, veral as 'n groot klomp mense saam sing. O Vader, wat in die hemel woon. Hoeveel keer het jy miskien al daardie gebed gesing? By die skool, by die kerk, in die kerk. Miskien het jy in 'n kerkkoor gesing, en dit oor en oor. Maar asof 'n mens nie met so 'n lied genoeg kan kry van dit nie. Want dit is 'n lied met sulke diep betekenis. Dit is werklik om Jesus se woorde te toonset, en dan te sing. En in daardie gebed wat ons so sing, die Onse Vader. Weet jy wat dit beteken? Dink jy oor al die woorde of sing ons dit net lekker saam? Sien, as ons na die Onse Vader gebed kyk en ons sing dit en ons sê laat u koninkryk kom, dan is dit eintlik om soos te sing en te sê ek wil graag hê dat u wil hier op aarde moet gebeur. Ek vra, wat moet ek doen? Maar die meeste van ons sing dit net in eerbied en in heiligheid en in die gevoel van die lied, maar ons dink nie mooi oor wat ons sing nie. En as ons sing, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, dan vra ons eintlik so, Here, laat dit gebeur. Ons gee amper die verantwoordelikheid na God toe. Ons sê, laat u koninkryk kom. So ek wil jou vandag vra, hoop jy dat die koninkryk sal kom? Met ander woorde, hoop jy dat God sy wil sal laat gebeur? Of doen jy iets om te sorg dat dit gaan gebeur? En dis die vraag, is dit God se verantwoordelikheid om sy wil te laat gebeur? Of is dit my verantwoordelikheid om sy wil te laat gebeur? En dis 'n kritiese belangrike vraag wat ons vir mekaar moet vra. En ek wil jou vra om dit vir jouself te vra. Is dit God se verantwoordelikheid om sy wil te laat gebeur? Of is dit my en jou verantwoordelikheid? Daar's 'n storie in die Bybel wat ons kan help, van 'n klein seentjie. Sy ma het hom na die tempel toe gebring, om daar groot te word en te leer om 'n priester te wees en 'n man van God te wees, in Samuel. En Samuel bly by die priester Eli, in die tempel, en hy word groot daar. Een nag hoor hy, iemand roep hom, en hy gaan na die priester toe, en die priester sê, ek het jou nie geroep nie, en hy gaan slaap weer, en hy hoor weer die stem, en hy gaan weer, en by die derde keer, toe besef die priester, maar dis dalk die Here, wat met hierdie jongman praat, met Samuel, en hy sê vir Samuel, as jy weer, jou naam geroep hoor in die nag, dan sê jy net hierdie woorde, spreek Here, u diensknegt luister. Met ander woorde, die priester leer vir klein Samuel, om te sê, as jy God hoor, is die eerste ding wat jy doen, nie om te sê, hier is 'n lys van my behoeftes nie. Die eerste ding wat jy moet laat oor jou lippe kom, is om te sê, spreek Here, u diensknegt luister. Maar, as ons kyk na ons lewe vandag as Christene, en hoe ek en jy groot geword het, en hoe ons bid, dan sê ons eintlik, luister Here, u kind is hier met behoeftes. Luister Here, ek is hier om vir u te vra. Maar 'n beter manier, 'n ander manier, is om eers te sê, spreek Here, u diensknegt luister. Ja, ons is God se kinders, en ons mag hom vra, vir wat ons wil hê. En die Bybel
gee ons daardie toestemming om vir God te vra. Maar voor jy vra oor wat jy nodig het in jou koninkryk, is dit beter om eers, soos Jesus ons geleer het, te sê, laat u koninkryk kom, spreek Here, ek luister. Wat wil u hê? Dan, as jy dit gehoor het, kan jy kom en sê, Here, ek vra dit en dit. Hier is wat in my koninkryk vir my belangrik is, kan u my ook help? Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat u ons nooi om ons behoeftes en ons lewens met u te deel en vir u te vra wat ons nodig het en u te vertrou. Maar ons wil vandag onsself herinner dat ons ook 'n verantwoordelikheid voor u het as u diensknegte. En ons wil eers vra, laat u koninkryk kom. Ons sê, spreek Here, ons luister. Wat is dit wat u van ons verwag? Vandag, in hierdie week en in die dae om te kom. Amen.